Goeiemôre vriende, vanoggend is dit Sondag en dalk voel dit so 'n bietjie vreemd. Ek weet vir my voel dit vandag vreemd want ons sit op die gemeentekamp en daar's so 'n bietjie van 'n diskonneksie, maar al is ons vandag nie by mekaar nie, ons is een gemeente. Ons mis jou verskriklik en ons hoop dit gaan baie goed. Maar baie welkom. Mag jy vanoggend of jy by die kampus of jy in jou huis hierdie stroom kyk of jy sit in hierdie mooi kerkgebou, mag dit vanoggend vir jou 'n spesiale ervaring wees. Ek nooi jou uit om vir jou 'n kersie te kry, om jou kers aan te steek as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid wat vanoggend hier by ons wandel en saam met ons hier is. Vriende, ons vier hierdie maand dankbaarheidsmaand en dit is vir ons so lekker om oor dankbaarheid te kan praat. Om te sê, "Jesus, maar dit wat binne my is, daaroor is ek so opgewonde, daaroor is ek so bly, dit kom uit binne my." En so bring ons dan nou ook vir die Here eer. Maar vriende, vanoggend, ons gaan begin soos normaal begin. Ongelukkig gaan ons dan nie sing nie, want ek is nie goed met sing nie. Maar vanoggend, as jy verjaar en jy is in die kerk, dan gaan ek vra laat Rolien nou vir jou sjokolade op uitdeel. So steek asseblief jou hand op en dan wil ons graag vir jou 'n KitKat gee. So have a break, have a KitKat. As jy by die huis is, dan mis jy nou uit vanoggend, maar as jy hierdie week verjaar, mag die Here jou ryklik seën. Mag dit 'n wonderlike dag wees, 'n nuwe lewensjaar wees en mag die Here jou ryklik seën met, ek sê altyd, met aanpasbaarheid, met vernuwing, met krag, met baie genade en vergifnis en om net sy wil vir jou lewe te sigbaar te maak en te openbaar. 'n Paar afkondigings vanoggend. Ons vier hierdie maand dankbaarheidsmaand, so ons reflekteer oor wat dit beteken om dankbaar te wees, wat beteken my tiende. So asseblief gaan kyk in die afkondigings, na die kalender, in die afkondigings, maar ook in die kalender. Ons verskriklik lekker inhoud geskryf oor waarom gee ek, hoekom gee ek, Bybelse verse oor ek en my dankoffer. Gaan lees dit asseblief, as ons hierdie maand fokus op dankbaarheid. Volgende Sondag, die 19 Oktober, vra ons jou hulp vir 'n bemarking. Dis ons matriek erediens en ons nooi elke graad 12 leerder van naby en ver om ons matriek erediens by te woon. Ons wil hulle seën, ons wil hulle bless en sê, maar hier is die laaste stukkie van 2025, die laaste bietjie van 12 jaar se skool. Wil ons net vir hulle sê, mag die Here saam met hulle wandel en mag sy seën op hulle skouers rus, soos wat hulle hierdie nuwe avontuur van die lewe aanpak na volwassenheid toe. En op daai noot nooi ons ook elke onderwyser, want as jy nie geweet het nie, Oktober maand is onderwyser waarderingsmaand. So ons wil elke onderwyser in hierdie vallei of verder wil ons vereer, ons wil vir hulle dankie sê, ons wil vir hulle versterk en vir hulle sê baie dankie vir wat julle vir ons kinders doen en in ons gemeenskappe beteken. So as jy onderwyser ken, as jy 'n afgetrede onderwyser is, kom maak 'n draai. En ons nooi ook die breë gemeenskap. Ons gaan nog steeds oor dankbaarheid praat, maar ons deel jou nog steeds om 'n erediens by te woon, sodat ons matrieks kan seën, sodat ons onderwysers kan waardeer, want ons is een gemeenskap. Om na uit te sien, en ons vrou nou al dagboek hierdie datum, 21 November, Vrydag, die bekende kuier onder die eike. Nooi jou vriende nou al, dagboek die datum, maak seker daar slaapplek in jou huis, ons gaan baie lekker kuier daardie aand, hierso op ons eie perseel. Dit is ons tradisionele kerkbazaar, en dan gaan ons weer hierdie verhoudings verder vat, wat vir ons so uiters belangrik is. As jy jou Bybel het, ek lees vir ons vanoggend 'n fotum. En ons fotum vanoggend kom uit Lukas uit, ook uit Lukas uit, Lukas 17 vers 11 tot 19. En dis die bekende stuk waar Jesus die 10 melaatses genees. Ek lees vir ons so as 'n wydingsoomblik om net ons oë te vestig op die Here. Jy's nou welkom om jou kers aan te steek as 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy:
gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword en een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. As ons vanoggend hierdie stuk lees, dan word ons opnuut herinner oor die krag van dankbaarheid. Jesus is ontstel. Jesus is nie gelukkig nie. Hy is ontevrede met hierdie 9 mans wat net ondankbaar, wat net aanstap, wat net aangaan met hulle lewens. Hulle het uit verskriklike omstandighede gekom, hulle sou nie dorpe mag binne gekom het nie, en daar gat hulle net op hulle pad. Maar hier is hierdie een persoon wat omdraai en sê, Here, dankie, en hy prys God. Mag dit vir ons in hierdie dankbaarheidsmaand 'n aanduiding wees, hoe ons met dankbaarheid moet omgaan. Miskien is daar iets in jou lewe wat jy vanselfsprekend aanvaar, miskien is dit 'n persoon, miskien is dit materialistiese goed, miskien is dit net die mooie berge wat ons van vergeet. Mag ons regtig 'n gemeenskap wees, wat soos hierdie een melaatse man is, wat terugdraai, onophoudelik en vir die Here sê, dankie. Ek nooi jou uit om hierdie week die woord dankie te vat, en maak vir ons 'n akroniem, 'n kreatiewe akroniem. Vat die D, die A en die N en die K en die I en die E en skryf 'n kreatiewe akroniem. En deel dit met my, asseblief, ek sal dit waardeer, laat ons dit weer in die afkondigings kan sit. Daar's so baie goed waarby ons kan betrokke wees. Dalk jy kan sticky notes vir hierdie volgende maand oral in jou huis sit, met die woorde dankie op, sommer op die ketel, op die stort, as jy op die stort se deur, om jou verlopende water, vir 'n bed, en in hierdie maand dan, daai dinge wat ons net dink gebeur, om te sê dankie. Maar vriende, vanoggend moet jy weet, jy is tuis, genade en vrede vir jou, van God die Vader, Luba nog nie hoor, God die Seun en God die Heilige Gees. Los hom net so, Luba. Luba is my klankman hierso vandag. Luba, die erediens begin nou eers, maar ek het vir Luba gesê dat as die laaste seëngroet is, dan moet hy vir ons die knoppie druk. Maar Luba, baie dankie dat jy my vandag hier so help. Ek waardeer dit opreg. Vriende, ons skriflesing vanoggend is uit Lukas 21 uit, vers 1 tot 4. 'n fenominale stuk ook oor dankbaarheid, waar dit die kleingawe van die arm weduwee is. Lukas 21 vers 1 tot 4. Maar ek nooi jou uit om jou oë te sluit en saam met my te bid. Here, baie dankie vir hierdie pragtige Sondagoggend. Dankie dat U vir ons nog 'n dag gegee het om U naam groot te maak, waar ook al ons is, so in 'n kerkgebou, tuis by ons huise op die gemeentekamp. Is ons gebed, Here, dat ons 'n gemeenskap sal wees wat dankbaar is, wat nie dinge van selfsprekend sal aanvaar. Here, selfs as ons nou hierdie woord lees, is ons bewus van soveel mense wat nie vryheid en toegang het tot hierdie heilige skrif nie, Here. Here, hou ons altyd op ons knieë en altyd dankbaar vir hierdie boek. Dankie dat U 'n groot, almagtige, wonderlike, misterieuse God is, wat lief is vir ons, wat in verhouding met ons is. En Here, as ons nou uit hierdie heilige skrif lees, hier oor 'n digitale medium, breek die woord vir ons oop, spreek Heer, U gemeente luister. Ons bid dit in die groot en heilige naam, Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees vanoggend uit Lukas 21 vers 1 tot 4. Hierdie stukkie kom ook voor in Markus 12, maar ons is in die Lukas evangelie. Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawe in die offergawekis sien gooi. Hy sien toe ook 'n arm weduwee 2 klein muntstukkies daarin gooi en hy sê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi,
maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe. Eendag lank gelede was daar 'n hoender en 'n vark gewees op soek na werk. Hulle was bitter honger en desperaat en beide het so in die straat gestap en op 'n bordjie afgekom. Wat sê kerkbazaar werksgeleentheid. Kelners op soek om eiers en ham te bedien tydens ontbyt. Die hoender het na die vark gedraai en dadelik gesê: "Wow, dit is die ideale werk vir my. Ek sal my eiers verskaf, die werk doen en so sal ek nie meer honger wees nie." Die vark het na so rukkie sy stilte gebreek en gesê: "Sjoe, dit is so. Al verskil is dat dit wat jy gee 'n donasie is. Jou eiers is 'n donasie. Maar dit wat ek sal gee is 'n opoffering, my lewe." Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik een van die mees misgekykte vorms. Van die klein muur tot die reuse olifant sien ons hoe God sy seëninge op sy skepping uitgestort het. Maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uiting te gee aan dankbaarheid. Ek dink aan die een Samaritaanse melaatse waarvan ons sopas gelees het in Lukas 17. Terwyl hulle op pad is om hulle gesonde lywe aan die priesters te gaan wys, want hulle was op pad en toe begin hulle gesond raak, is daar net een wat omdraai om Jesus dankie te sê. Dis hy wat dan vir die Here bly maak. Die ander vat dit vanselfsprekend. En in ons teks was die gewoonte dat die offergawe kus, ek verbeel my, dis amper so 'n kus soos wat hierso staan, 'n offergawe kus in 'n publieke ruimte gestaan het in die tempel. En in hierdie geval was dit die vroue se kant. Ek dink die twee was geskei gewees as ek reg lees, maar dit is ook nou nie punt nie. Maar daar was hierdie offergawe kus en dan sou die priester by hierdie publieke kus gestaan het. En jy sou jou geld, jou tiende, jou offer vir hom gegee het en hy sou dit namens jou vir die Here dan nou geoffer het en dan sou hy ook uitskree. Luba het R10 gegee. Reynou het R5 gegee. En dan was dit nou 'n bekendmakenis en almal het dan nou gekyk na hierdie storie. Verbeel jou vir 'n oomblik dit werk vandag nog so. 'n Predikant staan hier voor en jy kom bring hierso en hoe hulle gedink het is dat God sien alles. God sien hoe ons gee, hoe ons betrokke is. Maar prys die Here, die tye het verander, want dis nie hoekom ons moet gee nie. Maar wat vir Jesus belangrik is nie soseer die bedrag van hierdie mense nie, maar die intensie waarmee hierdie melaatse, die intensie waarmee hierdie arm weduwee kom dankie sê. Baie soos hierdie storie oor die hoender en die vark. Die hoender maak 'n donasie. Dis iets wat hy tot sy beskikking het. Of 'n bydrae. Maar vir die vark is dit sy lewe, 'n opoffering. In Engels die woorde a contribution versus a sacrifice. Ek wil hê daai woorde moet so 'n bietjie insing. A contribution versus a sacrifice. A sacrifice sê vir jou, you have skin in the game. Jy het 'n risiko. Jy het 'n stuk van jouself in hierdie besigheid. Dis nie net iemand anders se geld nie, dis 'n stuk van jou wese wat jy nou hier, en as ons nou uit dankbaarheid kom en ons gee iets vir die Here, het hierdie arm weduwee haar alles gegee. En dit is vir Jesus 'n emosioneel belaaide tyd. Hy staan by die poort van die kerk en hy is eintlik vies vir sy eie kerk. Sy eie instansie wat nie erns maak met hulle geloof nie. Want Jesus sou homself binnekort opoffer. En dis ook hoekom Jesus so ontsteld is. Net 'n paar hoofstukke aan begin ons lees oor Jesus se verhaal. Jesus se dood word beplan. Blaai gerus deur jou Bybel. Ons sien van Jesus in die welbekende die tuin van Getsemane waar hy dan nou bloed sou sweet as die disippels ook nie
saam met hom wakker bly nie. Nou vriende, iets oor opoffering en iets oor ons dankbaarheid. Kom ons vat gou vir die oomblik die kruisteologie, Paasfees, dit wat Jesus vir ons kom bied. As ons sê Jesus het skin in the game, as ons sê Jesus het nie 'n contribution kom maak nie, Jesus het 'n sacrifice gegee, Jesus het homself kom offer, daai Johannes 3 vers 16 liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee. So God het ook 'n opoffering gemaak. Maar as ons kyk na Jesus, hy los die glorie van die hemel om aarde toe te kom en ten volle mens te word. Hy's 'n God in die hemel en hy kom aarde toe om mens te word. Hy is verraai deur Judas. Hy suffer fisiese pyn tot sy dood aan die kruis. Hy is verlate op die kruis gelaat deur sy Vader. Hy is deur die duiwel in die eerste persoon eerstehands versoek vir 40 dae, daai bekende verhaal wat hy en die duiwel in mekaar se, ek wil eers sê se geselskap wees en dit is te ordentlik, maar waar daar kontak is met hierdie bose figuur. Jesus is deur dit en hy het daai versoeking weerstaan, hy het dit gewen. Hy's afgekeer deur sy eie disippels. Sy eie ma sien hoe hy sterf. Daar in die kruis. Dink aan waardeur sy ma gegaan het. Dink aan die hartseer wat hy vir sy ma gehad het om hierdie hartseer van haar eie seun te aanskou. En dit wat hy kom bied het, vriende, was 'n opoffering. En in die konteks van die arm weduwee wat uit haar min baie gee, waardeur Jesus haar intensie van haar dankbaarheid in kontras met die ander wat gee uit gemak, uit gewoonte, miskien uit hulle oorvloed. Vriende, 'n lewe van dankbaarheid lyk anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef dat God in Jesus vir ons uitgenade wat hy gedoen het. En dit is ons dryfkrag om uit dankbaarheid te lewe. Rian Kruiwagen het vele openbare afskeidsboodskappe vroeër gehad, maar hy het hierdie een sinsnede gehad en hy het gesê, dit was net genade. Dit was net genade. As jy gevra word om 'n lysie te maak van dinge waarvoor jy dankbaar is, hoe lank sal hierdie lys wees? 20 dinge, 100 dinge, miskien 500 dinge. Jy sal waarskynlik goeders soos jou gesondheid, jou verstand om nog te kan dink, om te kan funksioneer, familie, vriende en vryheid insluit. Dit sou waarskynlik basiese benodighede soos 'n veilige plek om te slaap, skoon lug, water, kos, medisyne insluit. Maar vriende, sonder opdrag kan besinning oor dankbaarheid vervelig of sentimenteel lyk. Ritmies, 'n dooie affære, soos die wettige lysies van die fariseërs, dit versand, dit verkalk. Maar deel van die verwarring is dat baie mense by die punt gekom het, dat dankbaarheid gelyk aan die verpligting daarvoor gestel word. Wat bedoel ek? Dalk roep dit herinneringe van jou moeder wat jou vermaand om al jou kos op te eet, want jy moet net dankbaar wees. Jy moet die asblik uitgooi, want jy moet dankbaar wees. Jy moet die hond kos gee, want jy moet dankbaar wees. Maar ware dankbaarheid begin as waardering vir dit wat in jou lewe inkom. Uit waardering ontstaan 'n natuurlike, spontane en emosie wat dankbaarheid is. Wat dikwels gevolg word deur vrygewigheid. En dis baie belangrik hierdie, want ek het hierdie week redelik baie opgelees en daar's baie mense wat meen dat hierdie dankbaarheid is 'n emosie. En dis as gevolg van hierdie emosie wat ons vrygewig raak. Maar wanneer dankbaarheid uit 'n skuldgevoel strompel, is dit so dat per definisie wat gegee is, nie weer geskenk kan word nie. Die woorde dankbaarheid en genade deel gemeenskaplike oorsprong. Dankbaarheid van die Latyns af, gratus, gratitude, kan ook met verblydend vertaal word. Om verblydend te wees, omvou die stille wete en emosie, dat wanneer jy in 'n toestand van diep dankbaarheid is, jy dikwels spontaan die teenwoordigheid van genade sal voel. Die genade van 'n mens se lewe is dat dit jou die vermoë gee om te ervaar wat buite die gees en liggaam aangaan, waar God daai leegheid kom volmaak.
En as ons die dankbaarheid verstaan vanuit die kruis uit, vir dit wat Jesus vir ons kom doen het, dan maak dit dat ons dit wat ons het, maar ook stukke van onsself wil gee, want ons weet, dit hoort nie aan ons nie. Matteus 5 vers 3, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dit hoort nie aan ons nie. Ek het laasweek ook iets oor dit aangeraak, maar wat sê ons groot kerkleiers? Augustinus in 354 ongeveer na Christus het gesê, dankbaarheid is die herinnering van die hart. Hy het gesê, ware dankbaarheid is nie net woorde nie, dis 'n herinnering aan God se genade, 'n bewuste oefening om God se hand in jou lewe raak te sien. Dink aan God se opoffering aan die kruis. Thomas Aquinas, dankbaarheid is 'n deeg wat 'n mens se verhouding met God en anders herstel. Dis nou weer 'n ander tipe mooi. Dankbaarheid is die deeg wat ons verhouding met God en ons verhouding met ons medemens regmaak, kom herstel, kom verander, om te sê, wow, maar daai persoon vir wie ek so kwaad is, daai familielid, om te sê, maar ek wil dit kom regmaak. Martin Luther, dankbaarheid is die basiese houding van 'n Christen. Ek so mal oor hierdie, 'n ongelowige hart kan nie dankbaar wees nie. Dit is groot woorde hierso wat Luther gesê het, maar hy het gesê, dankbaarheid is die basiese houding van 'n Christen. Gaan lees asseblief hierdie week die boek van Filippense, en Filippense sal hierdie 100% beamoen. Dankbaarheid is die essensie van geloof. Dit wys dat jy God vertrou en hom erken as die bron van alles wat jy het. Dit is so mooi. Ag, en een van my gunsteling, Dietrich Bonhoeffer, hy het gesê, dis nie die gelukkiges wat dankbaar is nie, maar die dankbares wat gelukkig is. Ek gaan dit weer sê. Dis nie die gelukkiges wat dankbaar is nie, maar die dankbares wat gelukkig is. Vriende, ek sluit af. Daar was 'n ou man, 'n oom gewees met baie wysheid in 'n klein dorpie aan die voet van 'n berg. En elke oggend het hy met sy kierie en sy leë kleibeker na die fontein onder in die vallei gestap. En dan het hy met sy bakkie gegaan en hy het gaan water haal. Die jong mense van die dorp het hom gereeld bevraagteken en gewonder, hoekom vat hy nie 'n groter houer nie? Die water sal baie langer in sy huis hou. Dit sou ook baie minder werk wees. Hoekom so sukkel? En eendag vra 'n jong seun vir die oom, oom, hoekom draai jy altyd hierdie klein beker water? Dit vat baie langer om vol te maak en dit hou jou baie korter en is baie harder werk. Hoekom, oom? En die ou oom glimlag en hy hou die beker liggies in die sonlig en hy sê, my kind, hierdie beker herinner my elke dag dat ek afhanklik is van God. As ek met 'n groot kan vol water loop, dink ek het genoeg. Maar as ek net 'n klein bietjie dra, leer ek om elke dag terug te kom, om weer te ontvang en om dankbaar te wees vir elke druppel. Dankbaarheid is nie om 'n vol beker te hê nie. Dis om te besef wie dit vul. Vriende, mag jy hierdie week op reis gaan met hierdie Lukas teks van hierdie arm weduwee. Mag jy vir jouself vra, wat is die intensie van my gee? Besef dit, kom dit uit die bron van die Jesus Christus aan die kruis, wat nie kom contribute het nie, maar kom opoffer het. En uit daaruit is ek 'n lewende stroom, 'n lewende seën, 'n lewende kanaal van gee en gee en gee, en mense sien dit in my. Van waar af kom dit? Mag ons as gemeente hierdie maand opnuut hiermee wandel, om te besef, elke besitting wat ek het, hoort nie aan my nie. Hoe minder ek het, hoe meer vry is ek. Dankbaarheid is om nie 'n vol beker te hê nie, dis om te besef wie dit vul. Kom ons bid saam, amen. Here, baie dankie vir hierdie pragtige oggend, dankie dat U ons so seën, Here. Baie jammer, Here, dat ons dit soveel keer van selfsprekend vat, dat ons net dink, dis 'n reg. Maar Here, vanoggend hoor ons weer opnuut. U het so groot opoffering gemaak. U het so baie skin in the game gehad,
dat Here, ek wil 'n goeie volgeling van U wees. Ek wil gehoorsaam wees as U op die strand kom stap en vir my sê, volg my, en ek los alles net daar en ek volg U, Here. Here, hierdie teks vanoggend herinner ons aan die manna in die woestyn. U het gesê, ek gaan vir julle elke dag genoeg gee. Bedags gaan daar 'n wolk oor julle kop wees, saans gaan daar 'n vuurkolom wees wat julle warm hou. En elke dag gaan daar manna wees, en brode wees, en kwartels wees, genoeg om van te eet. Genoeg en genade. Maar Here, baie keer dan raak ons gretig en ons soek net meer en ons wil vashou en ons raak bang. Here, my gebed is dat as U vir die mossies versorg, as U vir hulle huis gee, as hulle elke dag voed, hoeveel te meer sal U ook nou vir ons versorg en ons voed nie. Here, gee vir ons 'n ontspanne en rustige atmosfeer, 'n ontspanne en rustige geloof, wat so vas is soos hierdie berge, maar vloeibaar is en vry is soos die riviere tussen hierdie berge. Maak ons 'n dankbare generasie, maak ons 'n dankbare gemeenskap, maak ons 'n dankbare gemeente, wat 'n lewende stroom van U genade en U seën is. Dat ons regtig die woorde kan vat, om te sê, 'n regte gelowige is 'n vrygewige gelowige. Ons bid hierdie vanoggend in die kragtige naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Vriende, soos altyd het ons nou geleentheid vir die dankoffers, maar ons gaan dit by die agterste deur opneem vanoggend. So, U is welkom om nog vir 'n oomblik rustig te sit in die kerkgebou na die seëngroet uitgespreek is, en dan kan U rustig die kerk verlaat op die eie tempo. Die kerk is oop van 9:00 tot 10:00. Baie dankie dat jy vanoggend saam gewandel het. Mag jy 'n wonderlike week hê. En ons sien uit om jou weer in hierdie nuwe week te verwelkom. Daar waar jy is, ontvang die seën van die Here. Mag ons met diep erkenning en intensie die Here verheerlik. Nie weens liggaamlik, materialistiese of ander seëninge nie, maar weens die opoffering wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Mag ons daardie genade dra en mag ons weer vrygewig wees met daardie genade. En as ons gee, mag ons dit doen met 'n blymoedigheid en intensie dat dit 'n offer is wat geurig en aanneemlik is vir die Here. Mag God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees jou omvou, vertroos en versterk in hierdie week. Die genade en vrede wandel saam met julle.